Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, die hyena is nou nie een van ons gunsteling diere seker nie, maar tog is daar nogal besondere eienskappe aan hierdie dier. Die kragtige kake wat hy het is ongelooflik sterk. Hulle kan selfs dik bene en horings en hoewe fyn kou om by die voedsame beenmurg uit te kom dan ook. Verder het die hyena uitstekende spysvertering. Hulle is die enigste dier met 'n spysverteringsstelsel wat bene heeltemal kan verteer. Hulle leef in groot groepe van tot 80 en hulle leiers is gewoonlik die wyfies wat die trop lei en dan is hulle uitstekende jagters wat die meeste van hulle eie prooi dan ook vang. So liewe vriende, wil ons dan ook vandag so met u deel oor hierdie saak van wanneer iemand teruggeval is. Wat is die Here se uitdagings aan iemand wat in 'n teruggevalle toestand is? Nou 3 teksverse vanoggend aan enige iemand wat in 'n teruggevalle toestand is. En die eerste is 2 Kronieke 7 vers 14 wat sê: "En my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees." Jy sien baie mense wil vandag bid en hulle wil voor die Here verootmoedig en hulle wil die naam van die Here gaan aanroep, maar die saak om hulle te bekeer van hulle verkeerde weë, dit vind ons nie, liewe vriende. Dit is ongelukkig dit wat baie nie doen nie. En daarom kan hulle nie in die regte verhouding met die Here kom nie. Hulle dink godsdiens werk en hulle voel dalk so 'n bietjie goed oor die godsdienstige pogings wat hulle aanwend, maar in wese ervaar sulke persone dat hulle nie waarlik vry is nie, dat daar nie regtig iets verander het in hulle lewe nie, dat hulle nie regtig nuut gemaak is nie. So, liewe vriende, dit kom juist dan daarop neer dat mense op 'n plek sal kom om hulle te bekeer ook van hulle verkeerde weë. Dan kan die Here sekerlik groot dinge kom doen. Die Here sal uit die hemel hoor, hy sal sonde vergewe en hy sal herstel ook bring. Verder, liewe vriende, wat die teruggevalle betref, is die groot probleem jou eerste liefde wat jy verlaat het. Vroeër was jy lief vir die Here, maar nou is jy nie meer so lief vir die Here nie. Daar's ander dinge wat die plek van die Here ingeneem het, of dit nou jouself is, of iemand anders, of tyd, of geld, of stokperdjies, wat dit ook al is, iets anders wat die plek ingeneem het. Openbaring 2 vers 4 en 5 sê: "Maar ek het teen jou dat jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke." So, liewe vriende, hierin is dit baie duidelik en baie belangrik dat iemand hulle sal bekeer tot die Here en sal die liefde sekerlik so sal herstel dat hulle weer in die regte verhouding met die Here kan wees. Die laaste vanoggend is, liewe vriende, is dat iemand wat in 'n teruggevalle toestand is, moet hulle self nie mislei nie. Jy weet, dikwels wanneer iemand in 'n teruggevalle toestand is, dan sien hulle soveel keer eerder ander mense raak en ander mense wat in 'n verkeerde verhouding met die Here is. Hulle sien die splinter in soveel mense raak, maar die balk by hulle self sien hulle nie raak nie. Daarom sê 1 Johannes 1 vers 8 en 9: "As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely," weet ons, sê die Bybel dan verder, "hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en vir alle ongeregtigheid te reinig." So, lieve vriende, dit help nie om te sê ek het nie sonde nie. Dit is 'n groot fout. Mens moet eerder eerlik word met die Here, eerlik word met jouself. Dan kan die Here vir 'n mens kom werk. Moenie jouself mislei nie. Dis 'n geweldige verkeerde pad om op te gaan dan ook. En as jy daar kom om aan die Here so oor te gee, sal die Here groot en 'n heerlike werk ook vir u kom doen dan. Kom ons bid dan saam. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons kan saam bid. Dankie dat ons bietjie kan vertrou ook in hierdie dag, dat U ook so sal werk, dat hulle wat in 'n teruggevalle toestand is en hulle wat ver van U af is, vandag mag terugkom en U opnuut sal kom vertrou, opnuut hulle lewe ook aan U sal kom toewy. Amen.